Heuningbos is die nuwe middag vervolgverhaal wat in April begin op RSG. Dit is 'n 50 episode reeks wat geskryf is deur Anton Treurnig en ek moet sê sover ek weet is dit die eerste keer wat dit in daai spesifieke deel van Suid-Afrika plaasvind. Dit is in die omgewing van Pakkelsdorp. Karatra speel 'n baie groot rol in hierdie stuk. En ja, dis sommer net wonderlike mense vir wie mense onmiddellik lief raak. Nie noodwendig almal eweveel nie, maar jy het jou skelm karakters, maar jou geliefde karakters. Adrian is 'n jong seun, hy's nie meer so jonk nie, maar hy het groot geword in die bos. Sy pa, sy oupa, almal was houtkappers gewees en met 'n beurs het hy dit reg gekry om nou in die Staatsbos te werk. Hy's baie lief vir bome, baie liewer vir bome as wat hy vir mense is. Maar die storie gaan oor hom en die mense in sy lewe. Sy ma Sally, wat uit die aard van die saak ook 'n houtkappersvrou is, sy het ook groot geword, stories van die bos, dinge van die bos. En Annabel wat 13 jaar terug saam met sy beste vriend Rex weg is om te gaan studeer. Hy wat Adrianus kon nie saamgaan nie want daar was nie geld gewees nie. En hy het so tussen almal gehoor dat die twee op die ouene met mekaar uitgekom het. Dit was hom baie erg geweest want hy was mal oor Annabel geweest. En nou 13 jaar later is hulle almal terug in Karatra se omgewing. Adrian werk in die Staatsbos, Rex kom neem sy pa se maatskappy oor en Annabel is die nuwe skoolhoof van die laerskool op Karatra. En die storie gaan oor hoe hulle drie se lewe en die mense saam met hulle vervleg en in hartseer en geluk en al die dinge wat hulle beleef ons as luisteraars saam met hulle. So ja, in April begin die nuwe storie en ek hoop jy luister elke middag is om 2:45 op RSG. Ek is Christine Voorendijk en ek speel die rol van Annabel. En wat ek hou van Annabel is, sy is een van die mense wat altyd iemand help op een of ander manier. Ek meen, sy begin werk by hierdie skooltjie in hierdie gemeenskap met die doel om dit beter te maak, maar het gaan nou natuurlik nie sonder enige probleme nie. En ja, ek meen, sy het ook maar draai en konkels in haar stories, so maar uitvind hoe dit nou vir haar gaan verder. Goeiemôre, my naam is Johnny Klein. My karakter se naam is Raymond Ross. Wat lekker is om die rol te speel is die feit dat hy 'n skelm predikant is en hy probeer almal se geldpele uitkry. Hy sit die kerk voor om te kry wat hy graag wil hê. Ja, hy's net 'n stuk skelm en 'n gemors. Ek het 'n manier gekry wat werk. Ha, hoe nogal? Dis 'n mengsel van bittere alwynsap en russies wat ons dan aan die bome spuit. Dit brand die hel uit hulle monde uit, maar terselfdertyd sorg dit dat hulle nie weer terugkom nie. En die trouens? Dit was om hulle te volg. Klink vir my soos 'n hele operasie. Julle het te veel tyd op julle hande. Ek dink nie hulle gaan weer terugkom nie. Hallo, ek's Anrich. Ek speel die rol van Rex in Heuningbos. Ek hou baie van sy naam, want Rex beteken koning, maar hy is alles behalwe 'n koning. Hallo, ek is Fransjo van Rensburg en ek vertolk die rol van Adrian in Heuningbos. Dis 'n ongelooflike lekker rol. Hy's 'n boskapperkind, maar eintlik het hy 'n verlede, want hy's nie baie mal oor sy geskiedenis waarvan hy vandaan kom nie. En sy ma Sally torring nogal aan hom om vrede te maak met sy geskiedenis. Hoe was jou eerste dag by die skool? Dodelik. Dit was net 2 periodes, maar daai klomp stoutgat het my amper ondergaan. Dit was seker nie so sleg nie. Ek kon voel die bloed in my are kook. As ek nie vandag my kalmeersalf ingevryf het nie, sou ek 'n paar van hulle vermoor het. Kalmeersalf. Ja, van die goed wat ek by die R5 store gekoop het. Ek kan nie glo jy vat 'n kans om dit aan jou vel te sit. Partykeer is dit die goedkoopste goed wat die beste werk. Hallo, my naam is Ilse Klink en ek speel Maggie Wellens. Nou Maggie is 'n fantastiese vrou want sy is in almal se besigheid, maar sy is ook iemand wat goed opgaar en ek hou van haar want sy sê net wat sy wil. Jy weet, sy wag nie vir mense om vir haar te sê hoe sy haarself moet hanteer nie. Sy doen en sê soos sy wil. En ek hou van haar want sy's vol lewe, sy's sprankelend, sy's interessant. Sy's nie op haar mond geval nie. Ek is Sally Barnard in Heuningbos. Ek is Adrian se ma en ek hou baie van haar. Sy is 'n reguit vrou sonder versteekte agendas, sal ek dit nou maar noem. Aangesien ons nou in 'n politieke tydperk leef. Sy het geen versteekte agendas nie. Wat jy sien is wat jy kry van Sally Barnard.